that saved a wretch like me. Amen. Amen, liewe vriende. Ons kyk weer na die goeie nuus, dit wat hierdie groot God ons mee kom bekragtig en kom bemoedig het om die ewigheid tegemoet te gaan met 'n groot kennis van homself en sy liefde teenoor ons en vir ons, en dat ons in 'n groot sekuriteit, groot sekerheid moet staan as ons die ewigheid tegemoet gaan, dat dit wat hy vir ons gedoen het, is 'n werklikheid. Dis die Nuwe Testament. Ou Testament was wat die mens vir God moes doen. Nuwe Testament is dit wat God vir ons kom doen het. En dit is in daardie realiteit wat jy voor moet staan. Die volle vergifnis. As jy daar gaan staan en probeer met jou eie heiligheid staan, is jy verlore vir tyd en ewigheid. Jy gaan voor God staan net met Jesus as jou lewe. Dit is so belangrik dat ons hierdie realiteite duidelik sien, dat ons sekerheid kan hê. Nou die skrifte bemoedig ons baie daaroor. 1 Korintiërs, ek dink is 2 Korintiërs 13 vers 5, sê, toets julle self of Christus dan in julle is. Jy kan net die laaste dag tegemoet gaan met Christus as jou lewe, of sonder Christus en met jou eie lewe, en dan is jy verlore. So, en jou eie werke. So dis baie belangrik dat ons absoluut tot hierdie punt kom, waar die verborgenheid van die evangelie vir ons 'n realiteit word. Hy sê in Kolossense 1 vers 26 tot 28, hy sê, hierdie verborgenheid, ek haal vry aan, was verborgen vir eeue en geslagte, maar is nou aan julle openbaar. En wat is hierdie verborgenheid wat hy kom openbaar het? Dat dit nie meer jou lewe in die Nuwe Testament is nie, dat Christus nou jou lewe is in die Nuwe Testament. Dit is ver verby die Joodse evangelie wat aan die Jode verkondig was. Matteus, Markus, Lukas en Johannes, Ou Testament, dit is waar Christus die Jode bedien het niks met die heidene te doen nie. Die Nuwe Testament ontstaan net na Hebreërs 9 vers 15, wat sê dat die Nuwe Testament neem net in aanvang nadat die testateur gesterf het. En so, dit is so, of die testamentmaker gesterf het. So dit is so belangrik dat ons absoluut tot hierdie werklikheid kom, dat ons die ewigheid tegemoet gaan met Christus as ons lewe. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die enigste werklikheid wat ooit vir ons gekom het. En as ons nie daarin kan staan nie, het ons geen sekerheid van saligheid nie. So, dis so belangrik as jy dit sien en weet dat God die hele werklikheid van die ewigheid beplan het. Hoe het hy dit beplan? Luister net 'n bietjie weer, ek het dit al vorige keer aangehaal, want hy het geweet wie hom ooit gaan aanvaar deur die lewe. Hy het 'n voorkennis, God voor die grondlegging van die aarde, 'n kennis gehad. Luister net wat skryf hy in 1 Petrus 1 vers 2. Ons het dit al aangehaal, ons gaan dit oor en oor aanhaal, totdat dit vir u duidelik is. Hy sê, uitverkore volgens die voorkennis van God. God het 'n voorkennis, en daai voorkennis is verskriklik belangrik. En as jy dit besef, wat daardie voorkennis behels, dan verander jou lewe in 'n oomblik. En gedurig sal jy tot daardie bewustheid kom, dat Christus is nou my lewe, nie meer ek wat lewe nie. So, 1 Petrus 1 vers 2 lees, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling van die bloed van Jesus Christus,
dan sê hy, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Mag julle hierdie genade wat God nou aan jou kom bewys het, mag dit nou vir jou vermenigvuldig, dat jy kan sien hoe groot hierdie heerlikheid is, dat God vir jou is en nie teen jou is nie. En dat God eintlik die hele skepingsdoel geken het van die begin tot die einde. Hy weet presies, hy ken elke mens, hy weet wat in elke mens se lewe gebeur, van sy geboorte tot sy sterwe, hy weet wat elke mens besluit het, hy weet van elke probleem wat jou tegemoet sal kom deur jou lewensiklus, en hy is altyd daar. Daardie beloftes van God wat nou in die woord beskryf was, die was 'n werklikheid in God se hart van die begin van skepping af. Met ander woorde, dit is so groot as jy dink, dat hierdie groot God gesê het, hy sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. En dit hang absoluut net van jou af, wat jou verhouding met God is, en hoe jy hierdie realiteite sien. Maar hy het 'n ewige voorneme gehad, om jou heilig en sonder gebrek voor hom te stel in die laaste dag. 2 Timoteus 1 vers 9. Hy sê hy wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens die werke nie. Nie iets wat jy heiligheid wat jy sal verdien nie. Geensins nie, hoegenaamd nie. Hy roep jou met sy heiligheid, met 'n heilige roeping wat hy vir jou skenk. Nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme. Kan jy dink? Volgens sy eie voorneme. So lief het hy ons gehad. En genade wat ons van ewigheid af in Jesus Christus geskenk is. En dit is daardie genade wat vir jou vermenigvuldig moet word, waarin die ou profete en die apostels ingekyk het, om te sien, wanneer sal hierdie goed dan 'n werklikheid wees? Maar dit was 'n werklikheid van die begin van skepping af. En hierdie groot God was intiem by ons betrokke. Ek gaan net vir ons 'n bietjie lees hier in Psalm 139. Daai intense betrokkenheid van God. Dat hy was so intiem by ons betrokke. Van die begin van tyd af. Psalm 139 vers 2. Hy sê, U ken my sit en U ken verstaan van ver af my gedagte. Kan jy dink dat God self jou gedagtes geken het van die begin af? En jy het dit nooit geweet nie. Jy het geleef en besluite geneem, verkeerde besluite geneem, teen God se gebod, besluite geneem, en net gedink, niemand sal daarvan weet nie. Maar hierdie groot God was van die begin af intiem by U en my betrokke. Met sy voorkennis was hy betrokke in ons hele lewenswandel, nog voor jou lewenswandel daar was hy betrokke elke minuut en elke sekonde van elke dag, was hy by jou betrokke vir jou hele lewensiklus. En hy was daar terwyl jy besluite moes neem. Hy was daar, hy was die een wat gesê het, ek sal jou nie begewe of ek sal jou nie verlaat nie. Hy was die een op wie jy kon vertrou het. En jou keuse was, of jy gaan hom ken, of jy gaan op hom vertrou, of jy gaan jou eie doelstellings bereik, wat baie keer so sondig en teen God se gebod was. So dit is so belangrik om nou tot die kennis te kom van hierdie realiteit, dat God elke oomblik by jou is. As jy in 'n probleemsituasie beland, maak nie saak of dit siekte of geestelike situasie of wat dit is nie. God is daar in daai probleem, en hy is reeds daar met die hele antwoord, maar jy moet op hom vertrou en nie op jouself nie. As jy op jouself vertrou, moet jy weet, jy's besig met 'n groot mislukking, want
jou eie besluite gaan werklik nie water hou in jou toekoms nie. So dis so belangrik dat ons weet dat God was van die begin, van jou geboorte tot jou sterwe, elke oomblik was hy in jou lewe betrokke, of jy dit wil weet of nie. Hy was betrokke, want dis hoe hy jou geskep het, dit was sy keuse om by jou te wees, sodat wanneer jy die regte besluite neem, dit absoluut in hom kan wees, en hy jou na die hoogtes kan vat, wat vir jou ongekend is, want hy is die God van groot heerlikheid en groot wonderlike lewe wat jy kan lei. Nou sê hy in die 3de vers, hy sê, u deurvors my gaan en my lê, en u is met my, al my weë is by u bekend. Kan jy dink, nie geen situasie waarby jy betrokke is hy nie daar nie. En dit is so groot as jy na hierdie realiteite kyk, en jy sien hoe dat hierdie groot God absoluut elke oomblik by jou betrokke is, hoe dat hy jou wil versterk, hoe dat hy die antwoord vir jou het in elke situasie. Maak nie saak hoe groot die siektes of die sielkundige of natuurlike situasie is nie. God is daar en hy wil dit vir jou verander, hy wil dit vir jou sukses maak. Dit wat jy soms sien as 'n groot probleem voor jou, verander hy in die grootste sukses wat jy aan kan dink. Maar jy moet hom vertrou, want hy het jou lewe geword, en hy ken net een ding, en dit is die volmaaktheid. Volmaak in elke opsig. So, dit is so belangrik. Nou sê die 4de vers, hy sê, want daar is nog geen woord op my tong nie, of u Here, u ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor. U lê u hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my en te hoog. Ek kan nie daarby uitkom nie. Dit is te wonderlik om te dink dat vir alles jy nou begin kennis opdoen en jy sien al God se beloftes was ja en amen vir jou, en net deur daardie beloftes kan jy aan die bo-natuurlike natuur deelagtig word. Jy sien elke oomblik, want jy leef nou, as jy Jesus as jou lewe aanvaar, dan leef jy in die bo-natuurlike natuur. En dit is die wonder van hierdie realiteite, dat jy altyd in die kennis sal staan van wie jou lewe is, wat jou besluit moet wees, want jy besluite moet net in hom wees, want hy ken die pad, hy was reeds daar gewees, hy het reeds die antwoord vir jou, jy moet net geduldig wag op hom, geduldig opkyk na hom. Hy sê in 1 Petrus 5 vers 7, ons haal dit baie aan, bring al julle bekommernisse na my toe, want ek sorg vir julle. Jy sien, hy het jou hele sorg op hom geneem. Jou hele lewe was sy belang nou, want Christus is nou jou lewe, en Christus was werklik God. So jy het God aanvaar as jou lewe, die goddelike lewe, die goddelike natuur, die woon nou in jou, en jy kan nie na groter sukses kyk as dit nie. Dit is so enorm. So, dit is so belangrik dat ons stadig aan, maar seker, inkyk op hierdie heerlikhede. Nou sê vers 6, om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog, ek kan daar nie by kom nie. Waar sou ek heen gaan van die gees? Waarheen vlug van die aangesig? As jy wil vlug selfs, nadat jy Jesus Christus aangeneem het, daar is nie 'n manier wat jy kan wegkom van hom nie. Al gaan jy na die uiteindes van die aarde, hy is daar. Al maak jy jou bed in die ewigheid op, in die verdoemenis, hy is daar. Waar jy ook al gaan, hy is daar. En hy is met jou, en jy is die verantwoordelike persoon
of jy hom aangeneem het, hom vertrou en jou hele wese op hom rig. Sê hy in die 8de vers, klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek my bed in die doderyk, kyk, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek tot die uiteinde van die see woon, ook daar is U hand, en lei U regterhand my. En so gaan hy aan, dan kom hy nou by die 16de vers, dan sê hy, U oë het my ongevormde klomp gesien, en in U boek is hulle almal opgeskryf, dis nou al jou dae opgeskryf van jou geboorte tot jou sterwe, toe daar nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar dan vir my is U gedagtes, o God, hoe geweldig is hulle, die volle som vir my. Dis so groot, as jy sien hoe hierdie groot God, deur sy voorkennis, betrokke was in jou hele siklus, jou lewensiklus, die hele lewe, elke dag, elke oomblik by jou, want die verborgenheid van die evangelie, soos ek reeds genoem het, is Christus nou in jou. Hy is al die tyd in jou, al die tyd bewus van wat nou die volgende stap is. En dit is daarom wat as ons in hierdie realiteite ingaan, om na die volmaaktheid te kyk, Christus in jou, geen groter volmaaktheid is dit nie. Dit hang nie af van jou wandeling, hoe volmaak jy is nie. Dis absoluut die belaglikste idee wat daar is. Dit was die ou wettiese godsdienst. Maar wanneer jy kom by die verborgenhede van die evangelie, dan het Christus jou lewe geword. En nou staan jy in daardie realiteit, om al die tyd bewus te wees, dat hy is deel van hierdie probleem wat voor my is. En om te dink dat hy is reeds die antwoord. En jy kan nugter wag op die antwoord, en presies weet wat die antwoord is, soms teen ons beginsels in, teen ons denke in, teen ons denke in, en dan sien jy dat dit is die antwoord vir ons probleem aan die einde. Dit is so goed om al hierdie dinge te weet. Nou, dan kom hy nou hier in Efesiërs 1, dan praat hy van hierdie redding van jou. Redding is nie iets wat jy oor 'n besluit gehad het nie. Redding is iets wat hy vir jou gebring het, wat hy in jou doen. Hy gee jou 'n geleentheid, geloof wat deur die gehoor kom, gehoor deur die woord van God. Hy gee jou 'n geleentheid om 'n besluit te maak. Wil jy in hierdie volmaaktheid ingaan? Is jy bereid om jou lewe af te lê, sodat Christus jou alles kan wees, sodat jy in die volmaaktheid kan wandel, 'n bonatuurlike natuur deelagtig kan word. Dan sien jy in Efesiërs 1 vers 30 skryf hy, in wie julle ook, nadat julle die evangelie van julle redding gehoor het. Jy hoor net van hoe jy gered is. Jy word nie gered wanneer jy besluit nie. Jy hoor hoe jy gered is aan die kruis van Golgotha. En dan maak jy jou keuse of jy daardie redding wil aanvaar of nie wil aanvaar nie. Maar hy red jou aan die kruis van Golgotha. Julle die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo het in daardie redding wat hy vir jou teweeggebring het, verseël is met die heilige belofte, geseël is met die Heilige Gees van die belofte. Die belofte wat God van ewigheid af vir jou beloof het, dat die Heilige Gees sal na jou toe kom. Heilige Gees wat werklik God is, kom woon in jou. Luister net na Kolossense 2 vers 9 en 10. Hy sê, in Christus woon die volheid van die Godheid liggaamlik. Vader, Seun en Heilige Gees, sê die Amplified Bible. Vader, Seun en Heilige Gees woon in Christus. En vers 10 sê, en julle het daardie volheid. Julle het daardie volheid. Die
die Godheid is met jou, al die pad. En dit is hierdie realiteite wat vir ons so duidelik moet word, om te sien hoe dat hierdie groot God ons kom seën het, aan die kruis van Golgotha, met alle seëninge in die hemele in Christus. Luister net daarna, dis die 3de vers van Efesiërs 1. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Alle geestelik, jy sien, want dis Christus in jou. Alle seëninge is in hom. En jy moet absoluut dit belewe deur jou verhouding, deur jou intimiteit met hierdie groot realiteit wat nou vir jou 'n werklikheid geword het in jou. Nie meer ek nie, my ou lewe afgelê. Ek lewe nou net met hierdie openbaring van Christus my lewe. Dit is so belangrik. Sê vers 4, hy sê sodat hy ons in Christus uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. En dit het hy gedoen om een doel. Hy het ons uitgekies voor die grondlegging van die wêreld vir een doel. Luister wat hierdie doel is. Hy sê om julle heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te stel. Ander vertaling sê sodat jy voor hom in liefde kan wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus. Jy sien die werklikheid dat hy ons geseën het met alle seëninge in die hemel in Christus, en dat ons nou in daardie bonatuurlike natuur lewe elke dag, is so belangrik, so 'n groot keuse wat u en ek het om te maak. Wil ons in daardie bonatuurlike lewe leef? Wil ons 'n ewige erfdeel in die hemele in Christus hê? In die oneindigheid, in die nuwe aarde is 'n oneindigheid. Is nie 'n aarde soos wat ons ken nie. Dis alles verborgenhede, dis oneindighede. En wil jy daar 'n erfdeel hê? Dit wat hy jou beloof het, alles beloftes van God. Soos hy jou die Heilige Gees beloof het om in jou te wees en jou te leer van al hierdie heerlikheid. So het hy die ewigheid vir jou beskore met 'n erfdeel vir jou. En dit is daardie erfdeel wat ek en jy kan ontvang deur die geloof en met groot vrymoedigheid die ewigheid tegemoet gaan. Baie dankie dat ek weer met u kon gesels oor die wonderlike lewe van Christus. Die Here al die eer vir hierdie groot liefde. Amen. I'm found was blind, but now